Hallo maats, hallo Eben, hoe gaan Hallo Verona, goed ek weet jou. Ag, dit is so lekker om jou altyd te sien. Dan is my dag sommer beter. Sommer verskriklik baie beter. Maar ek moet jou iets vertel. Dit lê op my hart. Ek wou jou al lankal dit vertel. Ek weet jy moet te sê vir mense en ek weet ek kan sulke goed met jou deel. Ja, natuurlik. Wat is fout, Verona? Voordat ek jou vertel en hierdie ding aan jou herken, sal jy net een van jou vreeslike mooi gebede vir ons doen? Natuurlik. Kom ons sluit die oë. Liewe Jesus, baie dankie vir die wonderlike dag wat U aan ons gegee het. Dankie dat ons vanoggend kon opstaan en dat ons uit kan gaan en U naam net aan ander mense gaan verheerlik. Here, ek bid dat vandag 'n goeie dagie sal wees vir al ons maatjies. Mag hulle U sien in alles wat hulle doen, Here. Ek vra tog dat vandag se les ook diep in elke liewe een van ons harte sal bly. Ons bid dit nie omdat ons verdien nie, maar alleenlik omdat U baie goed is. In Jesus se naam. Amen. Eben, dit is so mooi as jy bid. Dankie, ek het al geoefen. Jy sien, maar dis waar ek vandag wil praat. Ek was in die week by 'n plek en ek moes voor 'n klomp mense bid. En toe begin ek sommer bid en ek sê sommer, Here, dankie vir die kos wat vir ons voorberei is en maak my opreg dankbaar daarvoor en toe besef ek daar's nie eens kos nie. Dit was al eens kos op die tyd nie. Nee, maar jy sien, dis al wat ek ken en ek bid gewoonlik net hier en ek is eintlik so skaam om voor mense te bid en toe besef ek dat ek nie eintlik weet hoe om te bid nie. Ag, dis regtig okay, Verona. Maar onthou net een ding, né? Onthou net een ding. In 1 Tessalonisense, dis moeilik vir my tande, 1 Tessalonisense 5:17, dan sê dit bid sonder ophou. Dit is so mooi. Maar die ding is van toe doen ek nou maar 'n bietjie my eie navorsing, maar jy weet hoe om te bid, hoe om reg te bid, wat om te doen. Maar voordat ek jou meer daaroor vertel wat ek uitgevind het, kom ons worship gou. Ja, ek dink dit is op te staan en te dive. Gekom uit die hemel, eet my lief, eet alles opgegee, my kom red, die lewe gegee, eet my lief, sodat ek kan lewe, my kom red, U maak 'n weg vir my, U maak U kinders vry. Ja, ek glo in Jesus, ek glo hy het ons kom red, ek glo hy is die Heer. Ek vertrou op Jesus, ek sal U altyd volg, ek glo hy is die Heer. Gekom uit die hemel, eet my lief, eet alles opgegee, my kom red, die lewe gegee, eet my lief, sodat ek kan lewe, my kom red, U maak 'n weg vir my, U maak U kinders vry. Ja, ek glo in Jesus, ek glo hy het ons kom red, ek glo hy is die Heer. Ek vertrou op Jesus, ek sal U altyd volg, ek glo hy is die Heer. Klap jou hande, stamp jou voete, draai in die ronde, ja glo, klap jou hande, stamp jou voete, draai in die ronde, ja glo, klap jou hande, stamp jou voete, draai in die ronde, ja glo in Jesus. Ja, ek glo in Jesus, ek glo hy het ons kom red, ek glo hy is die Heer. Ek vertrou op Jesus, ek sal U altyd volg, ek glo hy is die Heer. Klap jou hande, stamp
jou voete. Draai, draai, draai in die ronde. Jag glo, jag glo, jag glo. Klap, 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 klap jou hande. Stamp, 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 stamp jou voete. Draai, draai, draai in die ronde. Jag glo in Jesus. Dit was lekker, dit is altyd lekker. Ja, ek sou gedink het ek was sommer moeg geweest. Het jy gesien hoe hoog ek gespring het? Jy kan nogal spring, hoor, veral met daai stert van jou. Boing. So, ek moet nou vertel wat ek toe nou uitgevind het, want dit maak toe my ook nou meer opgewonde om te bid en dit gaan dalk help dat ek nie so skaam is om te bid vir mense nie. Ja, dit kan baie maatjies dink dat 'n mens net kan bid wanneer ons voordat ons gaan eet of voordat ons gaan slaap of soms so by die kerk, né? Ja, dis wat ek gewoonlik doen. Voordat ek eet dalk en dalk voor in die aande voor ek gaan slaap, het ek so skietgebedjie wat ek doen. Maar toe gaan doen ek bietjie navorsing en ek vind toe uit wat is gebed? Weet jy wat is gebed? Wel, gebed, Verona, om dit baie maklik te sê, is net 'n gesprek tussen jou en die Here. Julle twee praat maar net met mekaar. Ja, ek het dit uitgevind. So dis 'n gesels wat ons het, né? Ek gesels met hom elke dag en toe wonder ek ook maar wanneer kan jy bid? Want ons het nou gesê ons bid net sekere tye, maar wanneer kan 'n mens bid? Ek dink, né, dat jy sommer enige tyd kan bid, waar ook al jy is. Ja, enige tyd. En ook enige plek, né? Ja, natuurlik. So as ek in die kar sit saam met mamma en pappa en boetie en sussie en weet, en hulle begin my pla en irriteer, dan weet ek kan altyd net daarso sit en ek kan begin met die Here praat. Jy kan en dit is ook 'n ander ding, né? Baie mense sit gewoonlik hulle hande bymekaar en maak oë toe, buig jou hoof. Dit is 'n goeie ding. Hulle sê want as jy jou oë toe maak dan konsentreer jy op wat jy doen en jy's ernstig, jy wys die Here, jy weet jy gaan nou bid, maar jy hoef nie dit altyd te doen nie. Jy kan dalk net soos jy sê in die kar sit of by die skool wees en dalk skiet jy net 'n gebedjie op of jy praat met die Here in jou hart, né? Jy hoef nie hardop noodwendig altyd te bid. Ek weet daai om my oë toe te maak help my verskriklik baie, maar dan sal ek hier sit en liefie, dankie. Kyk hier voor. Presies. Gebeur dit en ek het sommer net so sit en so begin bid. Ek dink dit gaan 'n bietjie weird lyk vir ander mense, maar dit is fyn. Ja, dit gaan ook 'n bietjie weird lyk, maar ja, soos ek sê, dis net 'n manier om jou aandag nie so af te lei nie, nee, om jou oë toe te maak. Maar een ding wat ek ook toe nog gewonder het is soos waaroor moet ek bid of vir wie bid ek? Waar begin ek? Want ek weet nie altyd nie. Vir jou, jy weet nou goed is al daarmee weet al, maar ek het toe nou 'n oulike manier gekry om te weet waarvoor om te bid. So, jy gebruik jou hand. My hand. Ja, met my 5 vingers. So, gewoonlik sit ons dit nou so voor ons neer, maar jy kyk nou jou duim is die naaste aan jou. So dit beteken jy bid vir die mense naaste aan jou, soos vir jou familie en jou vriende, né? Ma, pa, oupa, ouma, boeties en sissies. Ja, met al boetie en sussie al irriteer hulle my. Ja, en vir my vriende, né, soos vir my goeie vriende soos jy, Eben. En dan het ons die wysvinger. Nou die wysvinger wys in 'n rigting, né? So dit beteken jy bid vir die mense wat jou in die regte rigting wys. Ja, so byvoorbeeld jou juffrou, jou pastoor, jou jeugleier dalk, né? Jy bid vir hulle. Dan bid jy, dan kry jy nou jou middelvinger. Dis die langste vinger, die hoogste vinger. So dis vir mense in 'n hoë posisie. So vir ons president is in 'n hoë posisie. Kan jy dink die besluite wat hy moet neem? Ja, ek dink dit is verskriklik. Hy moet soos biljoene mense bestuur. Dit is crazy, né? So jy bid vir hulle of dalk jou skoolhoof, hy's ook in 'n hoë posisie. Dan bid jy vir die ringvinger. Nou die ringvinger is die mense wat want jou ringvinger is baie swak. Het jy al gevoel is jou swakste vinger? Ja, nee, ek het al some wars gesien, maar ek het nog nooit 'n ringvinger war gewen nie. Presies. So jou ringvinger is dan bid jy vir die mense wat siek is, wat swak is, wat dalk 'n baie harde tyd net het. En daar is baie mense soos dit in vandag se tyd, né? In vandag se tyd. En jy weet, jy bid vir daardie maatjies wat swaar kry. Dan jou laaste een is jou pinkie. Nou hy's die verste van jou af weg, maar hy's nie minder belangrik nie, maar dis dan vir jouself. En dan besef jy nadat jy vir al hierdie mense eers gebid het, dan kom jy by jou eie probleme uit en dan is hulle eintlik baie klein. Teenoor al hierdie groot probleme voor dit. Ja, want om nie meer peanut butter in die huis te hê nie is nie 'n probleem nie. Hulle noem dit it's a first world problem. Ja, dit is. Mamma het ook vir my al gesê. So ons kan nie daaroor kla nie. En dan as jy mooi kyk na jou hand, dan het jy nou 'n palm, hè? Jou palm van jou hand hou al hierdie vingers vas. En die Here sê ook hy hou ons vas in die palm van sy hand. Dis so mooi.
Ja, hy beskerm ons almal. So dan sê ons vir hom dankie vir sy genade en dat hy ons beskerm. En dan kan jy natuurlik ook, nadat jy vir die Here dankie gesê het, vra jy ook asseblief, jy weet, vergewe my sonde vir die dinge wat ek doen, wat nie reg is nie. En dat ek gelieg het en Ja, dat ek weet bietjie jy. Ja. En natuurlik dan eindig ons nou altyd af in Jesus naam. Nou weet jy wat beteken dit? Nie rarig nie. So dit is baie mense verstaan dit nie, maar as jy sê ek bid in Jesus se naam en die Bybel sê dat soos Jesus sê iemand wat in my naam bid, jy weet dit sal gebeur, hy sal dit laat gebeur. Ja, ek onthou dit. Ja, maar dit beteken nou nie as jy sê, Here, asseblief ek soek 'n nuwe PlayStation in Jesus naam. Amen, dat jy dit nou gaan kry. Dan wag ek vir tydjie laat om dit na my deur toe te bring. Nee, jy sien dit is nou nie hoe dit werk nie, né? So nee. dit beteken maar net dat jy in Jesus se wil bid en vir die dinge wat hy verheerlik en dit hom vereer, né? En dan altyd eindig ons af met daardie woord Amen. So weet jy wat beteken amen? Dit beteken laat dit so wees. Laat dit so wees. Is dit nie mooi nie? Verskriklik, want dan sê ons, Here, al hierdie dinge waarvoor ons nou net gebid het, laat dit asseblief so wees. Ja, ek dink dis die mooiste afsluiting ooit. So, kom ek bid nou vir die eerste keer. Ek voel 'n bietjie beter hieroor. Jy het dit. Okay, soos jy reg maak toe jou oë. Ja. Alright. Here, vandag kom ek na U toe en ek sê eerstens baie dankie vir die mense na aan my. Dis nou my ma, my pa, my familie en my vriende. Gaan asseblief saam met hulle. Dan Here, gaan asseblief saam met my onderwysers by die skool en ook my jeugleier by die kerk. Here, dan gaan asseblief vandag saam met ons president of dalk ons skoolhoof ook, Here, want hulle moet groot besluite neem. Dan gaan asseblief saam met daardie maatjies wat siek is by die skool, en lei hulle ook en help dat hulle vinnig sal gesond word. En Here, dan laastens gaan saam met my ook beskerm my waar ek gaan. En Here, dan wil ek ook dankie sê vir alles wat ek het en dankie dat U ons beskerm. Vergewe al my sonde, daardie dinge wat ek verkeerd doen. Ek beloof ek sal probeer 'n beter mens wees en Here, dan vra ek dit in Jesus naam. Amen. Amen. Dit was so mooi. Ek hoop ons het iets geleer. Maats, deel asseblief of jy iets geleer het. En Eben, dan sien ek jou volgende keer weer. Natuurlik. Bye. Bye.